Ag, kan ek nog een liedjie sing? Jy gaan hom nie ken nie. Sweep over my soul, sweep over my soul, sweet spirit, sweep over my soul. Oh, my rest is complete as I sit at His feet. Sweet spirit, sweep over. Is dit jou gebed vanmôre? Sterk doring, kom ons sing het volle bors saam. Oh, sweep over my soul, sweep over my soul, sweet spirit, sweep over my soul. Oh, my rest is complete as I sit at His feet. Sweet spirit, sweep over my soul. Gee die Here 'n lekker lof oor. Dankie Boos. Amen. So kort oomblik met jou praat en ek het redelik 'n paar skyfies wat ek wil deurwerk. Maar ek gaan dit nie afforceer nie, ek gaan kyk hoe ver ek kom met dit. En soos ek vanmôre al reeds gesê het, ek wil net so 'n stukkie van my hart met jou deel, want daar's baie keer goed wat in my hart opbou as herder. En miskien moet ek dit nou maar uitkry. David, so goed om jou te sien. Daar is 'n titel en dit sê honger na God. Ek wonder wie van u kan in hierdie plek sê ek is honger na God. Word gebore uit daarso toe ons nou kirpers gaan vang het, Desember maand. Is dit net asof as ons so uitgaan met die boot en ek sal alleen met die Here besig, dan is dit hierdie saak, Here, ek weier om maar net te settle vir 'n tipe van godsaligheid. Maar ek is honger na God. En uit daardie tyd wat ek ervaar het dat God wil iets nuuts doen vir die mense, en daar soveel goed in my kop is wat ek weet mense hulle self mee besig hou, en ek gaan mooi met jou praat vanmôre, dan kom ek agter dat die enigste ding wat in hierdie tyd die verandering in jou lewe en in my lewe gaan bring, is die woord wat ons nou net gesing het. To get a touch from the Lord is so real. Daarom gaan ek so 'n paar goedjies met jou deurgaan, en by die Bybelstudie het ek gepraat, of ons het begin met die Bybelstudie, en ja, ek was huiwerig toe ek die module kry, maar ek weet dat al die studente wat saam met ons op hierdie reis gaan, sal sê dat dit is lewensverrykend. Met die praktiese toepassings wat ons mee besig is. En die studiemateriaal wat ek gekies het vir die jaar, en die Bybelstudie studente moet net so 'n bietjie saam met my vasbyt. Ek gaan net so 'n paar van die punte slaan. Maar dit is vir my belangrik in die Bybelstudie kom hierdie na vore, en die eerste punt wat ons dan wel behandel het, was dat ons as kinders van God moet weer 'n nuwe honger na God kry. So daarna gekyk, en ek gaan miskien so 'n bietjie meer daaroor praat, maar die tweede punt wat ons by die tweede week gedoen het, was dan juist die punt om God te huisves, moet ek en jy besef, dat daar 'n mate van heiligheid moet teenwoordigheid wees by die kind van God. Met ander woorde, dit is my en jou redelike godsdiens om God te huisves en 'n heilige lewe te leef. En dis nou waar baie van die mense dit verkeerd kry, want hulle dink as hulle heilig is, moet hulle wegkruip vir die wêreld, maar dit is nie wat heiligheid beteken nie, maar in die wêreld, met alles wat om in my en jou aangaan,
is heiligheid om te besef dat jy, nie die pastoor nie, jy is eenkant geplaas deur God, afgesonder vir 'n spesifieke taak om te verrig. Is jy by my? Sê amen. Afgesonder vir 'n spesifieke doel, en dan het ons die laaste module of afdeling laasweek behandel, en die hoofopskrif was intimiteit. Om God te huisves, moet daar honger wees na God, daar moet heiligheid wees, maar daar moet intimiteit wees. Nou ek is baie trots eintlik op my medalje. Want intimiteit beteken dat ek kan niks vir sy sielmans wegsteek nie. Dit is wat intimiteit beteken. Dit beteken dat sy weet presies van al my foute, sy weet presies van my tekortkominge, en nog steeds kies sy om my lief te hê. En dit is die intimiteit wat God met my en jou wil hê. Jy sien, wanneer godsdienst na vore kom en mense begin godsdienstig raak, dan is dit asof ons die sleg vir God wil wegsteek en net vir die Here wys, kyk hoe nice is ek. Maar kan ek vanmôre jou net herinner dat God ken jou diepste diep. En die intimiteit om God te huisves is om al die kamers van jou hart oop te gooi en te sê, Here, U ken my, maar U is nie van plan om my net so te los nie, maar ek weet dat saam met U en U teenwoordigheid gaan U die furniture skuif in my hart, sodat ek 'n heilige, met ander woorde, 'n afgesonderde lewe vir God kan lewe. Nou daar's 'n paar goeters wat by my opkom. Gebruik gou hierdie storie en ek gaan tot ek voel ek's klaar. Maar ek voel nog nie so nie. Ek gaan kyk na 'n vers en terwyl ek na hierdie vers kyk wat Dawid skryf, kry ek so 'n bietjie agtergrond van wanneer hierdie Psalm geskryf is, en ek kry die antwoord daar in 2 Samuel 16 word hierdie verhaal na ons toe gebring, en Dawid in 'n tydperk van sy lewe waar hy as koning in die paleis sit. En dan ewe skielik hoor koning Dawid dat sy eie seun Absalom hom wil vervolg en ontroon. Nou ek wil hierdie voorbeeld net vinnig gebruik om vir jou te sê, ek is nie onkundig oor die uitdagings van jou lewe nie. Ek as pastoor kan dit miskien optel in die geestesrelm, en ek probeer nou nie super heilig wees nie, maar ek is so gekondisioneer om die hartklop van my mense te hoor. Daar's mense in hierdie plek wat sit met uitdagings, en baie keer is dit jou eie familie wat teen jou opstaan. En terwyl Dawid moet vlug uit die paleis uit, kan jy saam met my stem dat hierdie koning Dawid op daardie stadium fisies, geestelik en emosioneel uitgeput was. Ek meen, jy verwag die ou op die straat om jou iets toe te snou, om iets van jou af te vat, maar wanneer jou eie seun kom om jou deel te kom steel, dink ek kan jy redelik in jou hart begin voel, dit raak te veel vir my. Praat ek met iemand? En ek weet daar's mense wat vanmôre in hierdie huis sit, wat 'n geweldige fisiese, geestelike en emosionele uitdaging in jou lewe het, en soos 'n Dawid los hy die paleis en hy moet wegvlug, want sy seun Absalom is op pad om hom te ontroon en hom dood te maak. En dan terwyl Dawid op hierdie pad loop, en ek wil dit nou nie onnodig inkleer en te lank wees nie, maar Dawid vlug saam met sy mense. En terwyl hy loop op die pad, kom die woord van die Here, en hy sê daar kom 'n sekere profeet met die naam van Simei. En dan kom die profeet Simei, en terwyl Dawid loop in hierdie absolute moeilike tyd van sy lewe, kom hierdie profeet, en die woord sê, hy begin vir Dawid te vloek. So van die kant af, hy is 'n lekker bangbroek. Dawid loop daar, hy loop hierdie kant, en hy vloek vir Dawid. En die woord van die Here sê, hy het homself met klippe gegooi. Kom aan, wie weet waarvan ek praat?
Gooi met klippe. En dan kom daar 'n plek waar een van Dawid se helde, sy naam was Abisai. Nou Dawid het 'n paar dapper helde gehad en ek kleer die storie te veel in, by 'n punt uitkom. Abisai loop saam met Dawid en hy kyk hierdie mannetjie so. En hy sê dit so in die woord van God, hy sê, my koning, wie is hierdie dooie hond? Kan ek nie sy kop van sy lyf afhaal vir jou nie? Wie het al so gevoel? Gee my net 'n swaard. Kop sal rol. Maar weet jy wat antwoord Dawid in hierdie baie uitdagende tydperk van sy lewe? Dit kom eintlik maar daarop neer. Hy sê, as hy wil vloek, laat hom vloek. God het die laaste sê. Ek probeer vanmôre jou help, honger na God, ek het so 'n bietjie 'n aanloop, en terwyl die lewe jou druk, terwyl baie dinge het jy al agtergekom in jou lewe, en ek gesels sommer net so 'n bietjie vanmôre, maar het jy al agtergekom in jou lewe, it never rains, but it always pours. As die een ding skeef draai, dan is dit asof alles so op mekaar begin volg. En ons het 'n paar weke met geloof gepraat, en ek het vir jou gesê dat daar 'n duiwel is, wat die geloof uit jou hart uit wil steel. Ek hoop ek kom iewers met my woord vandag. Maar in hierdie alles, loop Dawid, en hy gaan kruip weg in 'n spilonk. Sy eie seun wil sy lewe neem, maar dan gaan sit hy met 'n pen in sy hand. En dan skryf hy hierdie psalms neer. En vers 2 sê hierdie woorde, Psalm 42 vers 2, hy sê, soos 'n hart wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o Here. In hierdie moeilike tyd van sy lewe kom Dawid agter, daar is iets wat kort kom in my lewe. Dit is nie die paleis wat ek mis nie, dit is nie die weelde wat ek mis nie, maar ek mis om in God se teenwoordigheid te wees. Die woordstudie smag, net so vinnig, beteken om swaar asem te haal. Word vergelyk met 'n oorlewingsdrang. Ek weet nie of ek met iemand praat nie, maar jy sit miskien 1 of 2 in hierdie plek. Jy het enigste drang in jou is om te sê, Here my God, laat ek net oorleef. Ek byt vas vir al wat ek werd is. Hy verduidelik dit so, hy sê, dis om te snak na water, te smag, snak na water. Sê ook die gehuig van 'n gejagte dier. En in dit alles, terwyl ek kyk wat om hom aangaan, sê Dawid, ek slaan my oë oop, soos 'n hert smag na water, so smag my siel na U, o Here. Sy gebed. Matteus 5 vers 6, ek lees gou vir jou, salig is die wat honger is en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Ek het nou die voorbeeld van die verlore seun, en toe die Here dit nou op my hart lê om daaruit te praat, dis ek sê, Here, my mense gaan dink ek ken net Lukas 15. Maar daar is soveel om te sê uit die saak van die verlore seun. Ag, gaan kyk net vir die een langs jou en sê van, ek is so bly ek lyk nie soos jy nie. Of iets. Daar's 'n paar goeders wat ek optel uit die verlore seun, en ek kan miskien na pastoor Patrick was 'n bietjie verder gaan. Maar 'n paar goeders wat ek vir jou wil deurgee van hierdie verlore seun, gaan gou terug na die eerste slide toe, Sammy. Dis hoe baie Christene lyk. Ons is honger na God, maar as jy jou oë uitvee, kom jy agter, ek sit eintlik in die varkhok. Los hom sommer daar, Sammy. 'n Paar lesse wat ek net vinnig vir jou deurgee van die verlore seun. Hierdie verlore seun, skryf dit neer as jy wil, wou sy vader se seun hê, maar hy wou nie sy vader se teenwoordigheid hê nie.
praat met jou oor honger na God. Hierdie verlore seun in die begin van hierdie storie het 'n begeerte en dit is, Vader, gee vir my wat my toekom. Hy wou dit wat sy vader kon bied hê, maar hy wou nie sy vader se teenwoordigheid gehad het nie. Toe 'n aanmerking wat ek maak uit hierdie verhaal net vandag, dat ons moet weet dat daar was 'n honger in hierdie jong man. Maar in sy soeke na versadiging, toe hy gaan na die ver land, en ons gaan nou nie die hele storie deurtrap nie, en hy gaan na 'n ver land, word hy nie versadig nie. Maar die storie leer ons, terwyl hy hierdie honger in hom het, probeer hy al die dinge van die wêreld, maar hy word nie versadig nie, maar dit dryf hom eerder tot op 'n punt van hongersnood. As jy dit verstaan, sê vir my. Nog net 2 punte wat ek opmerk. Die habitat waarin hy gaan wy het geen voeding vir sy siel opgelewer nie. Nou ek weet nie, daar's 'n klomp regtig vertraagde Afrikaanse liedjies en ek dink daar's so iets van so 'n liedjie. Maar waar jy gaan wy, sê vir my watter tipe voeding jy gaan kry. Verstaan? As jy die storie opsom, maak ek net gou nog hierdie opmerking. Die verlore seun begin met hierdie woorde: gee my. Vader, gee my. Maar toe hy klaar gaan wy het en alles verkoos het en in die varkhoek eindig die storie nie meer met gee my nie, maar die storie eindig met maak my. Want ons het hierdie honger na God en ons verstaan baie keer nie hoekom ek nie versadig word nie. Ek dink die antwoord en 'n sleutel tot die sukses van versadiging in God is nie gee my nie, maar dit is eerder Here, maak my. Gee my wat my toekom, maar dan kom hy terug en hy sê, Here, maak my 'n diensknegt in die huis. Kan ek hierdie storie vertel? Ek het nog so 'n bietjie tyd. Haji Bazir. Na die Twin Towers geval het, 2001, het die FBI begin ondersoek instel, wat is dit wat hierdie terrorisme finansier? En hulle het afgekom dan juis op Haji Bazir. En hulle het gesien dat hy was een van die mees invloedrykste figure in die Afghaanse dwelmsnetwerk net voor en na die aanvalle op die Twin Towers. Die Afghaanse dwelmsnetwerk het doelbewus, en ek toe ek hierdie sien en daarna kyk, toe slaat dit 'n snaar by my. Hierdie moslim hajit of wat noem mense dit? Jihad. Gedrewe mense het 'n agenda gehad en hulle praat van biljoene rande. Hulle praat op 'n stadium van tot tussen 70 en 90% van die wêreld se heroïne het van hierdie persoon afgekom. En dan kom die plan na vore en hulle nadat hulle hom gevange neem, kom hierdie na vore. Die rede hoekom hierdie Haji Bazir die dwelms in Amerika aangevoer het, was, hy sê dit in Engels, hy sê to weaken American society, to create addiction, en hierdie ene to generate profit to fund terrorist groups. Nou kom ek vergeestelik gou vir jou. As ek en jy vanmôre hier sit en ons sê ons is honger na God, wil ek vir jou sê, ek en jy moet baie seker wees waar jy gaan wy om die bevrediging na God te kry in jou lewe.
Want daar is 'n vyand, soos Haji was hier, wat gereed staan om jou liggaamlik te voed met middels, wat jou op 'n geestelike haai gaan sit, maar geen voedingswaarde het nie. Nou ek praat met jou, my hart klop vandag, en ek weet, ek is partykeer so bietjie aanhoudend met hierdie goeters, maar ek het 'n herdershart, en ek sien die rooi ligte flikker, en ek sê vandag versterk toring, ons gaan nie val vir die vyand se urine en dwelmmiddels vir net 'n geestelike hype, en dan val alles plat nie. Want die probleem in die kerk vandag is, dat ons wil mense op 'n spiritual high sit, net die regte musiek, en ons werk die mense op, net 'n paar lekker punchlines, en die mense halleluja, maar as hy by die deur uitgaan, het hy geen voeding vir sy siel gekry nie. Spiritual high, maar geen waarde in nutrition nie. Die vyand voer ons met middels wat ons vermoë om weerstand te kan bied, te verswak. Ek weet, dit raak nou 'n preek. Ek wou net praat. Maar ek wil vanmôre, en ek praat met elke een in hierdie plek vanmôre, kyk vir my. Pas op vir die junk wat 'n geestelike tag dra, maar geen voedingswaarde vir jou siel het nie. As jy dit kan vang, kan ek amen sê, ons kan huis toe gaan. Maar ek voel nog nie lekker om te laat te gaan nie. Ek kan jou hierdie storie ook vertel, 'n stukkie in Siberië, en ek het hom al vertel, waar hulle in hierdie rural villages, wanneer hulle bok geslag het in die sneeu, dan word die bok geslag, maar sodra die bok se bloed begin loop, dan ruik die wolwe die bloed, en daardie nag wil die wolwe toeslaan om die bok te vreet. Maar die gebruik is, dat hierdie jagters sal dan die lem waarmee hulle die bok geslag het, wat super skerp is, binne in die sneeu druk. En in die nag, wanneer die wolwe inkom, agter die bloed aan, kry hulle die bloed op die lem, en die wolf begin lek aan hierdie skerp lem. En bloeddorstig, hoe meer hy lek, hoe meer sny sy tong. Hoe meer sy tong sny, hoe meer begin hy sy eie bloed proe, maar hy weet nie, dit is sy eie bloed wat hy besig is om te drink nie, en eintlik is hy besig om homself dood te vreet aan sy eie bloed. Nou ek wil dit duidelik nou maak vanmôre, en soos ek sê, ek is so 'n bietjie besig met 'n spoeling in my hart. Ek wil net my gemeente beskerm. Pas op vir die messe wat deur sogenaamde geestelike leiers geplant word. Jy lek en jy lek, en eintlik is jy besig om aan jou eie dood te lek, want jy drink, maar dit wat jy drink, het geen voedingswaarde nie. Maar dan kom ek vanmôre, en ek wil net sê, hoor my net, ek, Dudley Mans, steek my hande op, en ek weet, dis julle wat saam met my is. Ek is honger na God. Mag ek dit sê? Ek is honger na God, en nie na foefies wat rondswaai. Ek is besig met 'n studie net so op die kant vir myself oor verskillende denominasies, Christelike denominasies. Ek kyk so 'n bietjie na die NG Kerk, ek kyk na die ou apostels, ek kyk na selfs die ZCC en daar's 'n klomp groepe, en ek wil nou nie daarin verdwaal nie, maar ek wil vir jou sê, nie alles wat dit Christelike tag dra is Christelik nie. Hoor jy wat ek sê? Jy's 'n Pinkstermens, gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ag, en kan ek die punchline vanmôre vir jou gee? Kom aan, gee die Here lof in hierdie huis. Daar's net een ding wat die hongerhart na God kan voed, en hoor mooi wat ek sê, dit is die teenwoordigheid van God in jou lewe. As jy by my sê, ja, ek is so wakker nog, ek kan nie wag vir hierdie preek nie. A.W. Tozer sê hierdie woorde: If the Holy Spirit was withdrawn from church today, 95% of what we do would go on, and no one would know the difference. Baie, en ek is nie, maar ek maak my hart skoon vir jou, en ek wil sê, Jesus praat op 'n stadium, hy sê, julle is van hierdie kraal, maar daar's ander skape in ander krale ook.
maar ek het nou nie 'n worry oor die ander skape en ander krale nie. Daar's 'n herder daar wat eendag voor God sal moet staan vir sy skape. Maar ek staan voor God vir hierdie skape en baie dankie dat jy sterk koring kies as jou huis van aanbidding. En ek het in die begin vir jou gesê, dat die mans ken die plan van God en my plan is net een. Ek gaan seker maak dat jy in die hemel uitkom. Deur God se genade wil ek jou help. Maar hoe skokkend, Telser een van die groot vernaamste manne in heiligmaking en in die Pinksterbeweging daar die jare, en ek dink hy het geleef tot hier in die 1960, maar hy sê, hoe skokkend dat as ons die Heilige Gees moet uit die kerk uithaal, gaan 95% van die kerk se program nog aangaan, en niemand gaan agterkom, God se Gees is nie meer daar nie. In die honger na God, is daar soveel slaggate. Eerste slaggat, en ek het soms net so met die Here gepraat, terwyl ek hierdie goeters neerskryf. Die eerste slaggat in die uur waarin ek en jy leef. Mense, ons leef in 2026, as jy dit vir my gesê het, toe ek in standaard 7 was, het ek vir jou gesê, man, die Here is lankal hier voordaan. Net ek. My vrou het nou al apps op haar foon, wat my kan laat jonger lyk. Hier is die uitdagings, hoor gou wat ek sê. In 'n wêreld wat ek en jy leef, is dit besmet met sonde en losbandigheid. Kom aan, jy weet waarvan ek praat. Jy kan nie, ek wil nou nie my brakpan uithaal nie, maar jy kan nie jou boude draai nie, dan loop jy in sonde vas. Of is dit net ek? En ek is 'n pastoor en ek loop in die goed vas. Ek wil nie weet hoe dit by jou werk gaan, ek wil nie weet hoe dit by jou skool gaan nie, maar vandag leef ons 'n wêreld wat absoluut pap besmet is met sonde. Jy kan amper nie asemhaal sonder om sonde in te asem nie. Dis oral. Dis 'n pandemie. En die tweede ding is, wat saam met dit loop is, dat die kerk het begin om 'n kultuur te kook. En hoor mooi wat ek sê, wat die heilige grensdraande van God pad getrap het. En ek het net hierdie geskryf. Die wêreld is deur mekaar, omdat die kerk deur mekaar is. Hoor gou mooi. Vroeger jare kon jy weet wie is heilig en wie is onheilig. Dan kom Openbaring 3 vers 17. En hy maak hierdie aanhaling, want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. Hoe kry hulle in my lewe? Heilig, so, ek weet, ek het dit al gesê, maar ek sê dit vanmôre vir jou weer, Tannie Stella Eilers, 'n geseënde, gesalfde vrou uit na Makoland uit, het een keer hierdie woorde gesê, en is so waar, sy hou niks van 'n dik gevrete Christen nie. Want sy sê, jy kan vir die ding niks doen nie. Ons is dik gevreet. En ons sit ons in die kerk en ons sê, ek is reg, daar's niks fout met nie, ek is ryk, ek het verryk geword, ek het aan niks gebrek nie, en dan maak God die aanspraak en hy sê, jy weet nie, dat dit jy is, wat ellendig, beklaanswaardig, en arm, en blind, en naak is nie. Ons sit in 'n kerk, en ek spoel sommer met my hart, sê, Dudley, okay, bedaar. Simbamba. Bedaar. Maar hierdie is die goed wat my hart breek. Ek kyk na mense, en ek praat sommer net eerlik vanmôre met jou, ek kyk na mense, dis chaos in jou lewe. Maar dan vra ek jou met liefde my hart, waar wy jy meneer, waar wy jy mevrou? Die geestelike stof wat jy inkry, het geen voedingswaarde om jou honger na God te voed nie. Sorry. Terwyl ek so 'n bietjie navorsing lees ek 'n boek van pastoor Ivan Browning, en hy sê hierdie, vroeër jare, vat dit vir wat dit werd is, vroeër jare was die kerke van hout en die harte van goud. Maar nou leef ons in 'n tyd waar die kerke van goud is en die harte van hout. Mense maak aanspraak op hulle getalle.
Kerke maak aanspraak op hulle finansiële state. En ek dank God dat jy my help om hierdie kerk aan die gang te hou, maar ek wil vir jou sê, belangrik as enigiets anderste, is dat jy in hierdie huis, die Gees van God, sal hoor praat met jou. My vraag vinnig is, hoe honger is jy regtig vir God? Dan maak ek hierdie paar aanhalings. Ons dagboek is ons waardes in ink. Ons skedule is eintlik jou geestelike spieël. Dit klink nou mooi, maar kom ek sê dit vir jou reguit. Waarvoor jy tyd maak, is wat vir jou belangrik is. Wys my jou rooster, en ek sê vir jou presies wat belangrik is in jou lewe. Ek sê dit nou die dag by die Bybelstudie. Hoe snaaks, en ek praat nou nie met u nie. Wink, wink. Mense wil almal hemel toe gaan. Maar nog steeds kan hulle nie eers 2 ure 'n week uitkoop om saam met God se kinders in 'n huis bymekaar te kom nie. Praat nou nog met 'n jong man, ekskuus, ek gaan van my topik af. Nee, ek bid by die werk. Die Here help my. En ek is soos, maar wil jy nie net miskien 1 keer 'n week vir 1 uur en 'n half kerk toe kom en vir God sê dankie dat hy jou so help nie? Dis ek onnodig. Okay. Ek het dit al gesê, ons omgewing verklap ons inname. Die verlore seun het sy vader sy huis verlaat en 'n toksiese habitat ontdek. En daarom was sy dieet toksies. Dit het ons al gesê. Kan ek nog so 'n bietjie gaan? Intimiteit word verruil vir vermaaklikheid. Mense sit met 'n honger in hulle hart. En hulle kan nie verstaan, hoekom voel ek net nie versadig nie. Met die lewe wat druk en soos 'n Dawid wat vlug en alles is net te veel vir jou in jou lewe. En daar's 'n honger in jou binneste en ons probeer die vraag antwoord, hoekom voel ons nie versadig nie? Dan wil ek vanmôre sê, dis omdat ons intimiteit met God verruil het vir vermaaklikheid. Waardevolle voeding is nie te vind in emosionele hype nie, dit het ek gesê. Geestelike junk food moet jy vermy. Gaan nou probeer vinniger gaan. Versadiging word gevind in die teenwoordigheid van die Here. Nou ek sit gou vir my nou daai ding op wat ek nou laat create het om sê my. Dis hoe baie Christene lyk. Dik gevreet aan Christelike reëls, maar jou leefwyse wys niks. Lees hierdie goed in Engels, spiritual bloated, yet spiritually barren. A full head, but a hungry heart. Drowning in spiritual calories, yet starving from spiritual nutrition. A feast of facts, a famine of formation. God soek geestelike soldate, nie geestelike vrate nie. Jy sien wat gebeur is, dat sosiale media, en ek hierdie ding bly surface in my hart, sosiale media bedien 'n eindelose buffet van geestelike happies. Maar min mense eet by die tafel van God se nabyheid. Nou kom ek probeer dit vir jou dood eenvoudig deurgee vanmôre. Jy kan reel scroll oor liewe Jesus tot jou batterypap is. As jy nie deelneem aan die teenwoordigheid van God in jou lewe nie, is jy besig om geestelik te sterf. Verstaan jy wat ek vandag vir jou sê? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy gaan nie krag
krag ontvang as die regte reel op jou Facebook verbykom nie. En ek weet, hierdie ding is al so holrigery, maar ek sê vir jou, ek sien gevaarligte wat flikker. Ek en jy moet vergeet van al hierdie geestelike hapies wat, dis awesome. Ek het dit nie geweet nie. Hierdie ou praat dan so mooi. Dit wat ek gesê het ek nie geweet nie. Maar ek vra jou 'n vraag en ekskuus as ek lelik klink vanmôre. Vergeet al die goed wat jy leer en hoor. Wanneer laas was jy as kind van God in God se teenwoordigheid? Want dit is wat die honger in jou hart gaan val. Niks anders dan nie. Is jy by my? Sê dat ons is lief vir jou. Ek glo jou amper. Clemens het hierdie ding gesê, oor en ek het dit al gesê. Maar ons het informasie meer belangriker begin vind as transformasie. Wanneer Christene geestelike inhoud verbruik, maar dit nie uitoefen nie, raak hulle geestelik opgeblaase en emosioneel leeg. Ek gaan klaarmaak. Ek vra jou weer gou 'n vraag. Is jy honger na God? En as jy voel, ek word nie gevoed nie, ek het nou 'n klomp goed gesê, kom ek vra jou net, hoe lyk jou geestelike dieet? Wat eet jy? Die belangriker vraag, wanneer laas was jy in God se teenwoordigheid met jou lewe? Dan sê mense, nee, maar kom kerk toe. That's awesome. Dankie. Maar jy kan nie net op 1 meal 'n dag of 'n week lewe nie. Hallo? Jy kan nie net op 1 meal 'n week lewe nie. Die probleem van dit wat ons ervaar, we are becoming consumers and yet there is no producers. Ons verbruik heeltyd hierdie goeders, maar ons bring niks voor nie. Nou kom ek vertel jou iets van die verlore seun. Die verlore seun het gesê, gee vir my wat my toekom, en wat het hy gaan doen? Hy het op 'n ver plek gegaan en hy het alles begin uitgee. En wat is die teenoorgestelde van Vader se huis? By Vader se huis was daar 'n reël wat sê, voordat jy kan oes, my seun, moet jy eers vroeg opstaan en 'n bietjie gaan plant. Kom aan, dis 'n reël van die lewe. Dan kom Jesus en hy sê, dit wat jy saai, sal jy maai. Maar ons sit met geestelike consumers en ons pluk net al die geestelike kos, maar in God se naam, ekskuus ek praat mooi, wanneer gaan jy in jou eie lewe begin plant om 'n oes weer te kry? Want as ek na dinge kyk in ons lewe, sê ek, daar's Christene wat besig is om agteruit te boer. Hoekom? Want hy's nie meer besig om in die grond te plant en te sê, Here, dit wat ek insit, gaan ek uitkry nie. Kan ek nog een punt gou sê, ons het bekering verruil vir aanvaarding. Dis moeilik. Dis moeilik om 'n kerk te kry waar bekering nog 'n ding is. Nou kan ek gou hier by jou staan en net vir jou sê, hier moet jy jou tot God bekeer. Bekeer jou van jou sondige weë. Ek maak nie 'n nat Christen of 'n droog Christen net 'n nat Christen en doop jou en sê, nou gaan jy maar net aan soos wat jy aangegaan het nie. Bekering beteken, ek het daai kant toe geloop, ek draai om, nou loop ek saam met Jesus. Sê net amen as jy daai verstaan. Maar ons verruil in baie kerke bekering vir aanvaarding. 'n Baie belangrike ding is berou. Ons kan nie meer berou wys voor God nie. Ek praat seker nou so 'n bietjie met die ouer mense. Ag, pastoor, ek is nou so gemaak en gelaat staan. Jy het nie meer berou vir hoe jy optree nie. Ek is nou maar so, pastoor. Wat het geword van die ou liedjie wat jy sing te wees soos Jesus? As jy verkeerd was, buig jou knie voor God en sê, Here, ek is jammer. Kry jou verhouding reg met God. Ag, ek preek lekker, julle kyk my. Heiligheid, dit het ons aangehaal. Ons moet besef, ek moet anders wees. En dan kom ons by die plek van oorgawe. Wie weet nog wat is oorgawe?
Jesus, ons preek hierdie goeters hoor, en dan huil ons hoor, en ons sê, ons eet pastoor, en ons sit so op die bank, joh, dis mooi pastoor. Dit help nie, dis mooi nie. Wanneer gaan jy dit begin doen? Wanneer gaan jy jou lewe oorgee vir God en sê, Here, ek maak klaar met wat ek wil, en ek gee my lewe vir U, sodat U kan. Ons kan nie 'n kragtelose evangelie preek nie. Want dit sal nie versadig nie. Jy sal honger bly. En in alles wat ek gesê het, wil ek jou net gou terugvat en jou weer herinner, dat daar is 'n duiwel, wat reg staan met 'n naald, met 'n dwelmmiddel, om jou in te spuit, en jou so goed te laat voel. Maar die probleem is, daar's geen voedingswaarde in dit wat jy inneem nie. Jy moet substance kry in jou verhouding met God. Hoor jy wat ek sê? Die altare van God, en ek het dit net geskryf, brand dood sonder enige offers. Ek gaan klaarmaak. Tannie Doreen, dankie. Whatever, almal, kom. 'n evangelie, en dit het ek al baie gesê in my lewe, 'n evangelie wat jou niks kos nie, beteken niks. En dit is daar waar jy gevoed gaan word. As jy voel, Here, ek bring 'n offer van aanbidding. Ek bring 'n offer, Here, van my tyd. Ag, mag ek dit vanmôre sê, bespeel net mooi musiek, laat hulle nou nie kwaad raak vir my nie. Pastoor, moet ek my 10de betaal? Weet jy waar lê die probleem by jou vraag? Weet jy wat die woord wat verkeerd is? Moet ek? Die vraag is, wil jy? Elke maand betaal ek my 10de. Nommer 1, nie omdat ek moet nie, omdat ek wil. Maar hier's nog 'n struik. Ek praat van offers wat ons bring, en dit het nou opgekom, ekskuus. Elke maand, wanneer ek my 10de betaal, ek weet, dit is 'n ding in die kerk. Gee, want jy gaan baie terugkry. Maar die waarheid is, wanneer ek gee, worry ek nie oor wat vir my wag daarvoor nie. Dit wat ek gee, sê ek, dankie Here, dat U vir my gegee het, om nog aan te gaan. So baie mense, die altaar van God is leeg. Hoekom? Want as elke Christen, ek probeer mooi praat, as elke kind van God vanmôre opgestaan het in Springs en gesê het, ek gaan net gou-gou vir 2 ure na die altaar van God toe gaan om te sê dankie vir my week. Hoor gou mooi wat ek wil sê. Was al die kerke in Springs te klein om die mense te huisves. Maar ons het 'n denkpatroon van 'n verlore seun. Gee my in plaas van maak my. Onthou net hierdie 3 goeters. Om gevoed te word deur God, moet jy 'n honger hê na God. En om jou honger te voed, moet jy in die regte habitat wees om die regte voedingsstof te kry. Tweedens, wil ek jy moet weet dat jy is heilig, nie omdat jy smart en fancy is nie. Jy is heilig omdat God jou geroep het, jou eenkant gesit het vir 'n spesifieke taak. Nou, net so 'n bietjie uitbrei op dit. Jy's geheilig nie om beter te wees as die mense by jou werk nie. Jy's eenkant gesit om hulle te help met wat God in jou deponeer. Heiligheid is 'n faktor. Jy gaan nie jou vriende, jy gaan nie jou kinders, jy gaan nie jou ouers, jy gaan niemand help deur saam met hulle deel te neem aan sonde nie. En dan intimiteit, so belangrik. Intiem met God beteken, net soos wat ek is, kom ek na God toe.
En ek wil God se hand nie los nie, want ek herhaal myself, dis net God se teenwoordigheid wat die honger in my binneste gaan vul.